Hallo meneer Tier, hoe gaan dit met jou vandag? Goed? Is jy gereed vir nog 'n storie? Jy is? Vandag gaan ons luister na die storie van Kain en Abel. Dit is die seuns van Adam en Eva. Is jy gereed? Ons gaan mooi luister en dan gaan ons lekker saam sing. Geniet hom! In die dae toe die wêreld nog jonk was, het daar 2 broers gewoon. Hulle name was Kain en Abel. Hulle was die seuns van Adam en Eva, die eerste mense wat deur God geskep is. Kain was 'n boer en hy het geplant en geoes, terwyl Abel die skape in die groen weivelde versorg het. Eendag het die tyd aangebreek vir hulle om 'n geskenk aan God te gee. Hierdie gawes word 'n offer genoem. Kain het die vrugte en die graan wat hy gekweek het, met sy eie hande bymekaar gemaak en dit na God toe gebring, terwyl Abel die beste en gesondste diere uit sy kudde gekies het en dit met 'n dankbare hart aan God gebied het. God het Abel se offer met guns beskou, want dit is met liefde en met dankbaarheid gegee. Maar Kain was ontsteld gewees toe hy sien dat God guns bewys teenoor sy boetie se gawe, maar nie sy eie nie. Hy was baie hartseer daaroor en daar het woede in sy hart begin groei. Dit het gewys dat Kain se hart nie reg was met God nie. Toe God Kain se emosies gesien het, het God vriendelik met hom gepraat en hom gevra: "Waarom is jy kwaad? As jy doen wat reg is, sal jou gawes aanvaar word. Maar as jy toelaat dat woede jou beheer, sal jy kwaad doen teenoor baie mense. Jy moet dit oorkom." Maar Kain was hardkoppig en hy kon nie sy jaloesie en woede laat vaar nie. Eendag het hy sy broer gevra om saam met hom na 'n veld toe te gaan. In 'n oomblik van verskriklike duisternis het Kain vir Abel aangeval en sy lewe geneem. Hartseer het God se hart gevul. Hy het by Kain gekom en gevra: "Waar is jou broer?" Kain het verdedigend geantwoord: "Ek weet nie, is ek my broer se wagter?" Kain het gemaak asof hy nie weet wat met Abel gebeur het nie, maar hy het natuurlik baie goed geweet en God ook. God vra toe vir Kain: "Wat het jy gedoen?" "Jou broer se dood maak my hart seer. Van nou af sal jy hard werk om oes te lewer en die lande sal nie veel kos vir jou produseer nie. Jy sal dwaal oor die aarde op soek na 'n huis en na rus, maar jy sal dit nie vind nie." In daardie oomblik het Kain in sy hart besef watter verskriklike ding hy aan sy broer Abel gedoen het. Hy het by God gepleit om hom te beskerm, omdat sy straf te veel was om te dra. God het in sy barmhartigheid 'n spesiale merk op Kain geplaas, sodat hy selfs in sy alleenheid beskerm sou word. Alhoewel Kain 'n verskriklike sonde gedoen het, het God se liefde en genade hom omring
En so het Kain weggereis van die teenwoordigheid van die Here en sy nuwe tuiste oos van die tuin van Eden gekry. Hy het die gewig van sy sonde saam met hom gedra, maar hy het ook die merk van God se vergifnis en beskerming gehad. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei.